Dis die 24ste Augustus, maandagoggend, en ons is terug by, ek sal die ouetjie so 'n bietjie draai. Ons is terug by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En vanoggend wil ek 'n bietjie praat oor, jy weet, wat in die land aangaan basically. En maar ek wil teruggaan in die geskiedenis in. En ek wil so sulke grepe aanhaal uit my boek uit wat ek geskryf het, Manie Goeiemôre, uit Moerland uit. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor gesels. Nou, ek wil nou kyk of Willie Goeiemôre, ek wil nou kyk of een of twee van julle wil opkom vanoggend en 'n bietjie saam met my gesels. Jy weet, ek wil nie julle moet skaam wees nie. Kom ons sê dit ook in Engels. Rudy, goeiemôre. Welcome to another video of the Federal Alliance of Southern Africa, where we are busy expounding the good of having a federal alliance and the bad of South Africa. Weet julle, ons het, ek weet nie hoeveel van julle al my boek gelees het nie, maar ons het al probleme gehad al vanaf die vroeë 1800s. Die vroeë 1800s tot nou toe, né? En ons kon eenvoudig nie uit hierdie greep uitkom nie. Ons is nou nog in hierdie greep. Ons is nou nog vasgeklem in hierdie dinge wat ons terughou. En dis asof ons nie besef waarmee die wêreld besig is nie. Lof die goeiemôre. Dis asof ons nie kan besef waarmee die wêreld besig is nie. We don't seem to have a grip of what is happening in the world. And we see wars and rumors of wars and political games, and we see parties grow and parties fall. We see statements being made in the press, and we go with the latest statement. Ons gaan aan met die nuutste ding wat gesê word, jy weet. Zuma het nou weer sy mond uitgespoel, so nou wat Zuma sê, tel nou weer. Maar daar word vergeet van al die stront wat hierdie ou aangejaag het. Daar word vergeet van sy absolute onnoselheid. Ons kyk na hierdie ousie wat die onderwys probeer beheer en die gemors wat by haar mond uitkom. En ons kyk na die persoon wat die medies beheer en hoe hulle miljoene betaal vir een hospitaalbed. En dan dink hulle dis oukei. Jy weet, en ons ander mense gaan maar aan met die hoop dat dit nie erger sal raak nie. Dis al klaar erg verby. We've already passed the point of no return when it comes to the political games. We just don't know it yet. We can't seem to grasp the fact that there are powers at play that want to absolutely destroy us. Jan, goeiemôre. Dit is asof ons nie die kap by die byl kan kry nie. Of hoe sê hulle die kloutjie by die oor, of die oor by die kloutjie, of hoe ook al die Afrikaanse spreekwoord gaan. Dat daar is magte daar buite, wat ons nie net wil vernietig nie, maar wat ons wil beheer en dompel in slawerny, soos wat ons nog nooit gesien het in ons geskiedenis nie. Ons het 'n ras mense wat hier op hierdie aarde woon, 'n nasie, wat totaal uit en uit is, om die blanke volk uit te roei. Dit is hulle plan. Om ons so te vermeng, dat ons nie weet wie's A en wie's B nie. Want daardie nasie is so vasgeval en vasgevang in sondige immorele optredes, dat ons as mens nie kan dink dat daar sulke goed bestaan nie. En hierdie is nie duimsuig teorieë nie, hierdie is goed wat oor en oor bewys is.
En dit word nou nog aan ons midde bewys. Weet, hoeveel goed het julle nou al gesien al van Hollywood sterre byvoorbeeld? Wanneer het hierdie bom gebars in 23, van die adrenochrome bom wat gebars het. En Pizzagate. Die duisende kindertjies wat verdwyn uit ons eie land uit. En die vraag wat gevra word, wat gebeur met hierdie kinders? Is dit normale optrede? Jy sien, ons as die blanke volk, die wit volk, is die enigste bastion. Is die enigste bastion wat staan tussen ons en hierdie drek. Is die enigste bastion. Ek wil hê julle met julle koppe, julle denkwyses beginne verander. We are the only grouping of people that can prevent this evil onslaught totally dominating and destroying the white peoples of the world, the white nations. We are not that many. Daar's nie baie meer wit mense oor nie. Die blanke volk is min. En ons sal die skille van die mense se oë moet afkry op een of ander manier. En die manier hoe ons dit moet doen is om deur die regte ding te doen. Ons moet die regte ding doen. En dit is waar die federale alliansie inkom. Is om die regte ding te doen. We have, over the past, I want to have a look at how many videos we made. Let me go back to that page quickly. Ons het nou tans op YouTube het ons, waar is my oorhoofse blad, hierso. Ons het tans op YouTube, waar is daai syfer? Ek het daai syfer gister gesien. Ons het amper 300 nuwe video's op YouTube. Ons het 329 inskrywers. Ons is al 3 jaar op YouTube. Bietjie meer as 3 jaar nou. Laat ek gou hierso klik op Analytics. Ons het basically nie 'n slegte presentasie kykke gehad nie. Nie 'n slegte presentasie kykke nie. En as ek so kyk na die goed hier op my regterkant, het ons 37 kykke gehad op 2 ou video's. 29 presies. 3 op ander. En daar is sekere mense wat die goed heeltemal deurkyk en daar's ander mense wat dit nie heeltemal deurkyk nie. Maar dit is wat dit is. Nou, ons het al hierdie video's gemaak. Ons het baie video's gemaak. En op hierdie stadium, as julle die video's gekyk het en julle het geluister, dan behoort julle 'n vrek goeie idee te hê van wat ons wil doen en wat ons beoog. Daar's nie eens 2 stories omtrent. En julle weet in hierdie tyd wat is die ding wat ons keer, wat verhoed ons om regtig hierdie bal te skop. Eerstens, die persoon wie ons verhoed is Vader. Verskoon tog. Ja, hierdie is 'n moeilike verkoue hierdie jaar. Dis Vader wat ons verhoed om hierdie bal af te skop, want anders sou ons al reeds groot sukses gehad het in hierdie veld. Né? So nou, omdat die gedagte daar buite is van wat ons besig is en waarmee ons besig is, nou moet ons oorgaan tot 'n diepere bespreking van dit wat ons doen. So ons moet nou begin mense intrek om saam met ons te praat op hierdie video's. En jy kan jou hand opsteek. As jy wil saam praat, steek jou hand op. Kom ek lees gou vir julle hierso. Van 1850. Julle moet onthou dat ons vyand was en is die heeltyd nog steeds sonder verandering
die Engelse nasies. Karlien, goeiemôre, en Koos, goeiemôre. Dit is nog steeds ons vyand. Hulle het net gedaante verwissel. Die koningshuis van Engeland is Khazars. Dis die von Saxe wat oorgegaan het van Duitsland af na Engeland toe. En is die Bauer familie die Bauer Khazar, sogenaamde Duitse familie, Bauer, wat die Rothschilds geword het. Dit gaan Koos, goed is 'n ander storie. Het die Rothschilds geword. En daar is basies oorvleelende groepe in hierdie wêreld wat vir ons wil totaal en al oorrompel. Die ANC in hierdie EFF en die MK en daai goed, hulle is eintlik net flippin keffertjies wat hier op jou hakskene kom blaf en jou besig hou terwyl ons nie die groter prentjie sien nie. Jy moet jou gedagtegang laat gaan om te kyk na die groter prentjie. Of jy nou 'n Christen is of 'n heiden is, dit maak nie saak nie. Daar is 'n geestelike wêreld wat absoluut oorlog voer teen die mense van God of teen die mense wat geskape is. Dis heel bo aan die lys. Dan het jy 'n groep van 300, dan het jy 'n groep van 13 families. Dan het jy die Khazar nasie. Het jy ooit vir jouself die vraag gevra, en ek geloof het dit al genoem al, hoekom, wanneer 'n Amerikaanse president ingesweer word, hoekom is sy kantoor vol ortodokse Jode? Daai Jode met die toutjies hare en met die bolhoede. Het jy al ooit daai vraag gevra? Wat soek hulle daar? Het jy al ooit die vraag gevra, hoekom is die nasie van Israel wat tans bestaan en die Amerikaners so kop in een mis? Het jy al ooit daai vraag gevra? Het jy al ooit 'n vraag gevra soos hoekom is die ster van Dawid, die sogenaamde ster van Dawid, wat op die Israeli vlag is? Hoekom noem hulle die ster van Dawid? Want dit was nooit Dawid se ster nie, maar die ster van Refaim, 'n gevalle engel. Vra julle ooit daai tipe vraag? En dan natuurlik die grootste vraag is, hoe kom ons uit hierdie struik uit waarin ons is? Hoe kom ons uit hulle kloue uit? Hoe openbaar ons hulle boosheid? Jy sien, want hulle boosheid kan net geopenbaar word deur die leiers van 'n land. Waar 'n land opgebou word en die land is sterk. En wanneer waarhede uitkom, dan kan hierdie goed aan die publiek tentoongestel word. Kom ons kyk 'n bietjie hierso. As jy nog nooit my boek gekry het nie, kry hom. Die verdomde Engelse. Dis 1850. In 1850 probeer die skip Neptune Engelse bandiete in Simons Bay aflaai, maar die burgers wil niks daarvan weet nie en verset hulle daarteen. Die skip lê vir 5 maande in die baai en vaar toe weg, deur opdrag van Engeland na 'n ander kolonie. Ons land word gespaar van nog Engelse skurke en diewe. Dit was toe 1850. 'n Skamele 50 jaar later is die Anglo-Boereoorlog. Die Sandrivier Traktaat in 1851. 3 November en Transvaal word gebore. Engeland het te veel grond en te veel moeilikheid. Hulle besluit om die boere uit te los ander kant die Vaalrivier. Dorpe is al reeds geplant, gestig soos Potchefstroom en Oorigstad. Pretoria groei ook. Desember 1852. En Marches van die Basutos oorwin die Engelse by Berea. Hulle arrogansie kom die Engelse dier te staan. Gouverneur Cathcart gee die boereplase op die grense. Hoekom?
Dit was immers beter beskerming teen die kolonie as die forte. Hulle het geweet. Hulle het geweet wat ons boere kon doen. 21 April 1853 stuur Engeland bevele dat 'n tipe van 'n parlement opgerig moet word in die kolonie. Britse onderdane wat kon betaal kon deel wees. Cathcart vertrek en word deel van die Crimea-oorlog waar hy in 1854 sy lewe verloor. 23 Februarie 1854. Die nuwe vryheid wat die boere geniet, lei tot die stigting van die Oranje Vrystaat. Ons haal 'n bietjie asem in Moerland. Dis 1864. Dis 2 jaar nadat my voorouder doodgemaak is deur die Basutos. En die Vrystaat en die Basutos is in 'n twis oor die grensskeiding. Die goewerneur is die skeieregter en stel die grens vas, maar die Basutos wil meer hê. Is dit nie waar ons vandag is nie? Hulle wil meer hê. Hulle teel aan soos hasse en hulle soek meer grond en minder werk. Hulle soek dit als verniet. In 1865 word Brits-Kafferland aan die kolonie geheg deur die parlement. Niemand is hiermee tevrede nie en in 1866 was 'n slegte oesjaar daarby. Die Afrika begin weer steel in Brits-Kafferland. Die oorlog tussen die Vrystaat en die Basutos duur voort. Toe die boere so te sê gewen het, neem die goewerneur die Basutos as Britse onderdane onder sy beskerming. Sien julle die prentjie? Afrika kry pak. Hulle is die vyand. Dan kom die Engelse, dan besluit die Engelse nie, maar ons sal vir hulle beskerm en ons sal vir hulle kospakkies gee. That's the way it works. As soon as the white nation of Southern Africa gets too powerful, then the Khazarians step in through England and they come and mess everything up. Dis die waarheid. Wie wil bietjie gesels? Wie moet ek opbring? Of is julle te skaam? Nie skaam wees nie man. Ek wil begin 'n live video's maak. Dis al reeds live, maar ek wil begin 'n live video's maak. Kan julle die prentjie sien? Sien julle die prentjie waarmee ons besig is? Sien julle die dinge waarmee ons besig is? Ons is nog steeds vasgevang in hierdie ding van 93. Luister na hierdie manifest van die ANC. Ons gewapende stryd en die konstante bedreiging van geweld het die wit, ruggraatlose regime geforseer om te onderhandel vir sogenaamde vrede. Die wit, ruggraatlose regime. Dit is waar ons nog steeds is. Wit, ruggraatlose leiers. Maar hulle is in die openbaar hoor, moenie 'n fout maak nie. Hulle speel die politieke game. Hulle speel politiek om jou dieper in daai web vas te hou, soos 'n spinnekop wat in 'n vreemde net vasgevang is, in 'n vreemde web vasgevang is. Hy dink hy kan uit want hy's 'n spinnekop. Maar hy kan nie uit nie, is 'n ander spinnekop, is 'n web, ander tipe drade. Die speelgrond lyk vir hom gelyk. Hy was al hier tevore gewees. Maar hy verstaan nie, hy is in 'n verkeerde web vasgevang. En die toeskouers wat hom aanhelp en aanjuig en vir hom aanpor om uit die web uit te kom, hulle is net so vasgevang deur hierdie speletjie wat voor hulle afspeel, dat hulle nie die groter bedreiging van die kante af sien inkom nie, soos al hoe meer ander spinnekoppe nader kom nie. Dis waar ons is. Is nie 'n lekker prentjie nie. Nee. Hier's mense op die groep wat goed doen, wat redelik goed doen.
Jy kry ou nou weer 'n spam oproep, kan jy nog glo? Ek het gelukkig Truecaller op my foon, so as daar spam oproepe opkom, dan sien ek dit duidelik en dan ek steur my nie as daar nie. Maar hier's mense op die groep wat goed doen en hulle dink hulle is veilig. Jy werk jou alie af om seker te maak dat jou kinders fyn is. Dat jou kleinkinders fyn is. Man, jy glo jy's op die regte plek. Jou bankrekening lyk gesond. Dinge is gesorteer. Jy's by 'n plek waar jy eintlik jy kan terugsit en ontspan. Maar jy verstaan nie dat hierdie hele ding is teen jou geformeer, teen jou opgerig. Sodat wanneer hulle kan, hulle hande op jou kleinkinders kan kry. Volgens hulle quota. Hulle het 'n quota. Jy kan nie die hele trop uitwis nie. Daar moet nog steeds kleintjies wees, so jy kan nie die hele trop uitwis nie. So daar's 'n quota. Die sielkundige oorlogvoering deur kerke om 'n skuldgevoel by wittes te kweek, was 'n sukses oor die Christene. Die sielkundige oorlogvoering deur kerke om 'n skuldgevoel by wittes te kweek, was 'n sukses oor Christene. Een van die ouens wat my video's kyk, stuur vir my 'n dokument van 'n nuwe Afrikaanse Bybelakademie wat begin. En hy vertel van hierdie professor wat absoluut so slim is en hierdie goed aan mekaar begin sit het en hy sê, en hoe hulle by hierdie ding uitgekom het, is 'n vrou het hom gekeer in die mall, voorgekeer en vir hom gevra of hy regtig weet wat is God se naam. Toe hy hierdie ding vir my sê, net, toe staan my hare sommer penorenti van agter my kop af op. En toe hy vir my sekere goed gee, toe kon ek sien dat hierdie is die drek godsdiens waarin ons boere vasgevang is, groepe van ons boere. Deur die eeue, deur die Hebreërs, die Hebreëse nasie, het God die Vader altyd bekend gestaan. God in sy eenheid, altyd bekend gestaan as Yahweh. Die naam wat jy nie kan spreek sonder dat jou lippe gaan nie toe nie en jou tong raak jou verhemeld in die Yahweh. Dis asemhaling. En hierdie sogenaamde professor gee die naam Yahweh Shuahua, so iets. Dis nou hierdie week wat nou verby is. En ek sê vir myself, boervolk, julle gaan julle self uitroei. Want julle speel absoluut die duiwelse game. Julle is vasgevang in gemors ideologie en gemors teologie. Julle kan nie daar uitkom nie. Julle spinnekoppe in 'n ander web. Julle het julle vyand se teologie aanvaar, wat die Britte ingebring het met die Anglo-Boereoorlog.
Vasgevang. Vasgevang. Die sielkundige oorlog het gewerk. Ons voel so skuldig. Ons is so jammer dat ons julle so sleg behandel het. Ons het vergeet van wenen en blaukraans. Ons het vergeet van hoe julle ons boere vermoor. Ons is so jammer. We are so pathetic. Vrede en rekonsiliasie. Asseblief, meneer Afrika. Asseblief. Griekse God in die bos, man. Soos my weermaginstrukteur gesê het. Staan op en word bloody wel wakker. Die massabetogings was 'n suksesvolle metode om die nasie se ekonomie aan flarde te ruk en om paniek te saai by die ryk settelaars. Jou ou settelaar. Die konstante oproer in swart onderwys is die 4de sleutel tot liberasie, want die wit regime kan eenvoudig nie aan al ons eise gehoor gee nie. En wat is dit vandag? Sassa, Sassa, al ons eise, Sassa. Nou is die wit Mandela van Sassa. Onder 'n goeie regering sou ek Sassa gevat het. Want ek is oor die ouderdom. Hoekom nie? Maar ek is nie 'n hipokrit nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie van die hand vat wat besig is om te steel nie. Dit is nie 'n verdomde manier nie. Wat het ek nog hierso? Wees versigtig om nie die plaasboere te veel te ontstel nie, totdat ons beheer het oor die SAP en die SAW. Dis wat hulle geskryf het in hulle manifest. Ek het dit vertaal in Afrikaans. Wees versigtig om nie die plaasboere te veel te ontstel nie, totdat ons beheer het oor die SAP en die SAW. En die liberale wit mense van Suid-Afrika speel so mooi in daai game in. Soos ons nou weer gesien het in die afgelope klompie weke. Hulle speel so mooi in daardie wedstryd van ag, alles sal oukei wees, man. Dinge lyk baie beter in Suid-Afrika. Jy weet, ons het meer vrede. Mag ek middelvinger wys hierso op die video of nie? Seker nie die regte ding om te doen nie. Ons moet net eenvoudig die regte ding doen. Nee. Die konstante druk deur geweld en ekonomiese onsekerheid het de Klerk geforseer om mag oor te handig aan ons onderdruktes, sonder dat daar 'n oorlog was soos in Namibië. As hulle nou nie besig met hierdie ene nie, surplus land sal herversprei word tussen ons mense. Die probleem is, hulle het nie gestop by surplus land nie. Hulle wil hê wat jy het. Hulle worry nie oor die surplus land nie. Dis waar hulle 'n fout gemaak het. Hulle worry nie oor die surplus land nie, want surplus land beteken uit die stede uit en ons gee vir julle daai grond. Nee, ons wil vat wat julle het. Ons sal deur die fondse en die geld wat ons steel, through the finances and the money that we are stealing, we will buy luxury properties in Sandton and Rivonia and all those luxury places. Laat hulle voel nou hoe dit is om tweede klas burgers te wees. Jy's nie eens meer 'n tweede klas burger nie, jy's KAK man.
Ek raak sommer vies. Gesondheidsinstitusies sal vir Afrika seer word en witters sal betaal na gelang van hulle inkomste om sodoende 'n kontribusie te maak aan hulle verloste broers. Sekere wit skole sal uitgelos word om voort te gaan, want baie witte sal hulle laaste sent gee vir 'n wit opvoeding vir hulle kinders. Is dit nie waar nie? Hulle sal hulle laaste sent gee vir 'n wit opvoeding vir hulle kinders. Private schools. Goeiemôre Annelies. Private schools. We pay X amount of school fees per month. Wat was daai Engelse song gewees? Oh, the games people play. Every night and every day. Talk about you and me. And they really don't give a damn. Da 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 da. Zoiets. Is nie 'n goeie sanger nie. Dit is waarmee ons besig is, mense. En ons moet hierdie goed vasvat en ons moet dit live doen. Nou kom, wees braaf. Wie moet ek gou opbring om 'n paar woorde te sê? Koos, Lofty, Mani, Rudy, Willie, Jan. Geef my 'n heads up man en ek bring jou op. Sê net wat ek knoppie ek moet druk. Dan bring ek jou op. Dan praat jy bietjie saam. Nou nie almal eerste wees nie. Kyk wat sê Willie, elke megaboer het mos sy eie koninkryk, net soos die politieke organisasie. Jy is heeltemal reg, Willie. Jy is heeltemal reg. Weet jy, ek gee nie om vir 'n megaboer nie. As hierdie ouens net kan verstaan dat as hulle inval by die federale alliansie, gaan hulle boerdery nog steeds voort en ons sal markte vir hulle oopmaak wat hulle nou nie het nie. Ons sal vir hulle groot markte oopmaak. En die eerste mark wat ons oopmaak is ons eie land, dat ons kan gesonde kos eet. En hulle sal ordentlike pryse kry en dan sal ons dit goed uitvoer. Jy weet, as hierdie ouens net kan verstaan. Ek het al hoeveel keer gehamer op wat ons nodig het om verandering te bring. En dit is regtig nie baie geld nie. Wanneer dit kom by die federale alliansie, nee, as jy R45.000 gee of R35.000 gee vir 'n vergadering, en as julle megaboer vriende het, stuur die video aan die megaboere man, stuur die video's uit. Jy sal 100% jou geld terugkry nadat ons aan bewind is. Verstaan daai konsep. So dis 'n kans wat jy vat. Die risiko is op jou. Maar die geloofwaardigheid is op ons. Want ons doen wat ons sê. So ek is baie duidelik wat dit aanbetref. Wat die ander goed aanbetref waar ek probeer geld genereer om los te kom uit hierdie gemorsheid waarin ons is. Dis 'n ander tipe storie. As jy 'n belegging maak, dan kry jy 'n beter amper 25%, as dit nie 25% is nie, kry jy terug op jou belegging. Maar as jy in die federale alliansie instort, dan moet jy wag. Dit is soos van 'n langtermyn belegging. Maar jou fondse werk onmiddellik. Ons kan die eerste gedeelte klaar kry. Ons kan die tweede gedeelte klaar kry. Ons kan die derde gedeelte klaar kry. As ons die eerste 4 gedeeltes kan klaar kry van wat ons moet doen, het ons die grootste stap gevat vanaf ek hierdie ding begin het in 2015. En vanaf Sean oorgeneem het in 2021 by die United Cape States. En vanaf Henry McCarter in 2010 begin het met hierdie ding. En Henry Deal begin het ook in 2015. Verskoon tog. Dit is waar ons is.
Of ons moet net aangaan om deel te wees van hierdie spinneweb, hierdie ding waarin ons vasgevang is. En so sal ons nooit loskom nie, ons sal nooit verdomp loskom nie. Kom ons kyk wat hierdie week gebeur. Kom ons kyk wat se politieke games gaan hulle nog met ons speel. Weet julle die siekte van ons land se siekte, word weerspieël in die buitemuurse aktiwiteite. Ons kan dit sien. Ons het dit gesien hierdie naweek in ons sport weer. Man, ons is magtig, ons is kragtig. Ons druk hy ouens uit mekaar uit, nee. Maar ons kan nie die gapings toemaak nie. Dis waar ons is in ons politiekery. Ons sterk, ons praat baie, ons doen baie, ons is daar, man, ons is fort, man, ons gaan vir julle wys, nee. Maar ons sien nie die gapings nie. Ons sien nie die buitekante nie. Ons kan nie daai gaps toemaak nie. En is dit nie ironies nie, dat die All Blacks is een voor ons op hierdie stadium. Skuif hierdie wedstryd een kant toe, maar vanaf 1994 tot nou toe, is die All Blacks, in aanhalingstekens, een voor ons. Want ons kan nie die gate toemaak nie. Ons kan nie die buitekant sien nie. Ons konsentreer net op ons groepie hier in die middel. Ons gaan vir julle wys, maar ons sien nie die kante nie. Ons kan dit nie raak sien nie. In elk geval. Dis maandag. Stuur vir my 'n nota as jy bietjie wil gesels. Wat ek doen is, ek wil probeer video's maak, waar ek in 'n persoon gesels, nee, en ek kan dit net as 'n normale video opstel, en dan as ons nonsens praat of whatever, dan kan ons dit uitsny, en ons kan, dit reg doen, en ons kan dit daar buitekant sit, dat ons 'n bietjie 'n groter volggroep kan kry. Ek wil met my Duitse counterpart praat daar in Namibië. Ek wil kyk of ek vir hom aan die ander kant kry, dat ons 'n video kan maak. En ek sal beslis een of twee of drie van die raad kan kry aan die kant, om ook met ons te gesels en 'n video te maak, wat ons daar buitekant sit. Sodat ons die regte ding kan doen. Hoekom? Because we are free. In here we are free. In here we are free. Vryburgers. Freelanders. Dan is ons boere Afrikaners, Englishmen, Scotsmen, Irish. En dan al die ander volke. Wie ons is onder God is 'n nasie van nasies. Nie so nie, maar so. So. Alliansie. So sal ons sterk wees. Nie so nie. So. Saam met God maak eendrag mag. Only with God is unity strength. Daar's nie 'n ander manier nie. 'n Baie mooi en geseënde maandag vir julle almal hoor.